Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en ook vrede vir u, van God onse Vader en van Jesus Christus, ons Verlosser, en vanaf die Heilige Gees, ons ewige trooster. Amen. Geliefdes in die Here, ons gaan luister na God se woord vanoggend, Kolossense, hoofstuk 3, vers 5 tot 17. Ons het ook by die vorige dankseggingsgeleentheid oor hierdie gedeelte gehandel. Toe het ons vanaf vers 12 gelees tot en met vers 17. Vandag by hierdie geleentheid begin ons by vers 5 onder die opskrif die ou en die nuwe lewe. Die ou en die nuwe lewe. Ook in laasweek se prediking is daar oor die ou en die nuwe lewe gehandel. Geliefdes, so spreek die Here. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewens is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeër het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie. En moenie vir mekaar lieg nie. Julle het die ou sondige mens en sy gewoontes mee gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander een het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar in alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. Wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Net tot sover. Gras verdor en blomme verwelk, maar hier in die evangelie lê die ewigheid. Geliefdes, kom laat ons saam bid. Almagtige Here, 'n voorreg om te verootmoedig en u naam aan te roep en die wete te hê dat u Here werkend en skepend steeds besig is. Vader, die wonderwerke waaraan ons deel het, van seisoene wat verander, van onsself as mens, die gawe van lewe, van asemhaal, van nog 'n geleentheid, dit wat ons om ons sien in die natuur. O Here, dit herinner ons, u is besig, u is betrokke. En selfs, o God, in die warboel van die wêreldse
chaos, van die mens en sy sonde, van al die lelik wat ons elke dag mee gekonfronteer word, die nuus, hoe dit alles uitspeel. In u woord, Here, herinner u ons daaraan, maar so sal dit wees. En weet ons ook hierin, is u betrokke en is u besig. Maar Here, kamp ons asseblief af. Plaas ons soos hier nou veilig in die ark. Hou ons veilig in die kerk. Hou ons, o Here, beskut en beskermd teen al hierdie aanslae. En laat ons u kinders in alle omstandighede steeds bly. Ook wanneer daardie ruk en pluk, daardie temptering van al die uitdagings van die skuld en die sonde van die wêreld om ons en ook ons eie sonde, ons op die knie wil bring, en ons uit u hand wil ruk. Here, roep ons terug, en laat ons onthou, by u is ons veilig. U hou ons hier in die ark, omdat u vir ons lief is, omdat u wil hê ons moet behoue bly, ten spyte van. O Here, soveel siekte, soveel nood, soveel geestelike siekte, die tekens van ons tyd. Maak ons sterk en gee vir ons die vermoë om vir mekaar 'n skouer te hê, 'n sagte oor te hê wat hoor, tyd te hê en te maak om vir mekaar daar te wees. En gee vir ons elke een die wete dat hier in die kring van u uitverkorenes het ons 'n plek, het ons 'n plek wat u vir ons bestempel het, wat u vir ons gekoop het, en dat ons daarom juis, Here, hier u kind kan wees, met ons eie talente, met ons eie persoonlikhede, ja, met ons eie foute ook, met ons eie unieke vrese dalk ook, maar dat ons hier 'n plek het, en daarom dat elke een van ons juis hier ook welkom is. Gee ook vir ons, o Here, elkeen die visie, om daardie unieke plek vir 'n ander een te gun, en om werklik waar so te weet, so is ons saam, u liggaam, so is ons saam, verskillende mense, verskillende lede, elke een uniek, elke een met eie bydra, uiteindelik 'n simfonie, 'n samespel, 'n lofprysing tot eer van u. Laat die kerk daarom, Here, vir mense in ons verwarde tyd steeds kosbaar bly. Met blindheid is hulle geslaan, vasgemaak aan die tydelike dinge wat die wurms opvreet. Maak ons oë altyd oop, Heer, om hierdie kosbaarheid, om hier in u tempel te kan wees, en om hier kerk te kan wees, om hier aan u te kan behoort, om hier die nuwe een in Christus Jesus te kan wees, absoluut te koester en dit te bewaar. Vir mekaar nou, maar ook vir die geslagte wat nog moet kom om die fakkel te dra. So baie hoor ons, Heer, van een na die ander kerk wat se deure sluit. Soveel hartseer omstandighede. Maar laat ons nie slaap, maar laat ons waak. Voorsorg tref, laat ons u koninkryk ag en u kerk so, o Heer, op die hart dra. Kom ons dan nou ook tegemoet as ons hier voor u stem, wat heilig is, hier in die dampkring van die Heilige Gees dan is. Kom ons tegemoet, maak ons harte oop en spreek tot elkeen van ons.
In Jesus se naam bid ons dit so. Amen. Die Christelike geloof het heling en genesing voor oog. Wanneer Jesus Christus na hierdie wêreld toe kom, dan maak hy die siekes gesond. Die melaatses word genees. Die blindes sien, die dowes hoor, die lammes loop, en die wat geestelik nie gesond was nie, word geestelik gesond. Uiteindelik gaan dit vir die Almagtige daaroor dat hy verhoudinge wil herstel. Daarom stuur hy sy seun na hierdie wêreld, om juis die brug wat tussen sy skepping en hom deur die sonde vernietig is, weer te kom bou. Verhoudinge wat moet herstel sodat sy kerk byvoorbeeld, soos wat ons ook gelees het en gebid het, die liggaam van Jesus Christus kan wees. In harmonie, in samewerking, in liefde, elkeen op sy plek. En daarom gaan dit ook, liewe broers en susters, in die uitleef van die Christelike geloof oor een baie belangrike ding, oor vergifnis. Dis hoekom God sy seun gestuur het. U en ek word gelowiges, kinders van God, Christene genoem, want God het ons so lief dat hy bereid was om sy seun na hierdie wêreld toe te stuur, sodat daar vergifnis vir ons kan wees. 'n Pad van lyding moes hy loop, sodat u en ek vergewe kan word. Sy bloed moes vergiet word, sodat vergifnis deel van u en my lewe kan wees. Ja, hy moes geoffer word. Die offerpraktyk vanuit die Ou Testament moes met God se seun gebeur, sodat daar heling, vergifnis en eenwording kon plaasvind. God het ons vergewe. Hy het ons vergewe vir ons ongeregtighede. Hy het ons vergewe vir ons opstand teen hom. Hy het ons vergewe vir die feit dat ons sy koningskap en sy heerskappy in ons klein ou aardse wêreldjie nie wil hê nie, maar ons eie koninkryk wil handhaaf. Hy het ons vergewe dat ons telkens terugval om in sonde te kies in plaas daarvan om hom te kies. Hy vee uit, hy wis uit, hy vee uit in totaliteit. Sy vergifnis is geheel en al. Sy vergewing is volledig. 'n Christelike filosoof van vroeër skryf, as iemand Jesus Christus in sy lewe het, dan is hy soos 'n jong man wat baie arm in haaglike omstandighede groot geword het in die krot gebuurtes en daar as jong mens baie lelike dinge saam met sy vriende aangevang het. Maar dan gaan hy na 'n oorlog toe. En tydens daardie oorlog kry hierdie man as soldaat geheueverlies. En as hy terugkom na die oorlog, word hy deur 'n koninklike familie aangeneem en word hy 'n prins wat glad nie sy verlede kan onthou nie. Die verlede is weg. Die verlede is uitgewis. Iets om vir die mense van sy tyd, as die gelowige dit so skryf, te probeer sê van hoe groot, hoe dramaties, hoe radikaal God se vergifnis is. Ek wil amper sê, jy het jou ou ID-boekie weggegooi. Die ou een is nie meer nie.
En dan kom ons geleesde gedeelte, liewe broers en susters, en roep ons op om soos God dieselfde te doen. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle mekaar ook vergewe. Ons weet wat staan daar as Jesus die mense leer bid in Matteus hoofstuk 6, vers 12. Vader, vergewe ons, soos wat ons, die ou vertaling, ons skuldenaars vergewe. In die nuwe vertaling, vergewe ons, soos wat ons die vergewe wat teenoor ons oortree het. Gebruik dieselfde maatsnoer, o Hemelvader. En dan as 'n mens gaan verder lees, daar in Matteus 6, vers 14 en 15, dan sê Jesus, as julle die mense wat teenoor julle oortree het, vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En sê Jesus, as julle die ander mense wat teenoor julle oortree het, nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Hierin, broers en susters, kom iets van God se betrokkenheid en se bedoeling in elkeen van ons se lewens, vir ons as gelowiges, wat graag hom wil dien. Wonderlik, om te sê ek is godsdienstig. Dis goed. Maar daardie uitleef van die godsdienstigheid word nie net beperk tot God nie. Dit gaan oor jou medemens. As iemand sê, hy het God lief wat hy nie kan sien nie, maar hy haat sy broer wat hy wel kan sien, is hy 'n leienaar. Met ander woorde is hy 'n leienaar oor die feit dat hy vir God liefhet. En dan by die laaste gaan hy vir ons sê, dankie dat julle my kom besoek het toe ek in die tronk was, toe julle vir my klere gegee het toe ek koud gekry het, toe julle vir my kos gebring het toe ek honger was. Dankie. En dan gaan ons vra, maar waar het ons dit vir u gedoen? Dan gaan hy antwoord, toe julle dit onder die geringstes van julle gedoen het, het julle dit vir my gedoen. Die verhouding met God speel uit in die verhouding met my medemens. Soos God ons vergewe, roep hy ons op, moet ons mekaar vergewe. En dit werk in ou Petrus se kop. Want hoeveel trappe moet jy vat? Hoeveel klappe moet jy kry? En dan vra hy, nou maar, rabbi, leermeester, hoeveel maal moet ek iemand wat teenoor my verkeerd optree dan nou vergewe? En daar in Matteus 18 antwoord Jesus hom dan. Want dan sê Petrus, hy gebruik nogal die pragtige getal van sy tyd, wat sê, dis nou genoeg, 7 maal. Dan antwoord Jesus hom, nee, selfs 7 maal 70 keer. Om daardeur nie te sê 490 keer nie, maar om daardeur te sê onbepaal, onbeperk, dit moet nie vir jou 'n storie wees nie, dis onbegrens. Jy kan nie daar 'n streep trek nie. Dis nimmer eindigend. Ons geleesde gedeelte handel, broers en susters, oor die ou lewe en die nuwe lewe. Die ou lewe gaan daaroor, dis die lewe van die mens sonder vergifnis, van die mens voor vergifnis, die mens sonder God, die mens in die sonde. En ons het gelees wat deel van daardie lewe uitmaak. Woede, haat, nyd, afguns,
jaloesie, alles wat so lelik is, wat ons vir ons kinders sê, die duiwel sit daar op jou skouer. Onsedelikheid, onreinheid, vuil taal, vloek, leuns. Al daardie dinge deel van die ou lewe. Maar die wat in Christus is, lewe die nuwe lewe. En die nuwe lewe is iets waarna ek my heeltyd moet uitstrek. Dis waarvan Paulus praat as hy sê, ek kyk nie terug nie, ek kyk vorentoe. Ek strek my uit om hierdie dinge myne te maak. Ek sê nie dat ek dit alles al het nie, maar ek span my in om dit myne te maak. En dan word dit in ons geleesde gedeelte beskryf soos wat ons dit ook tydens ons dankseggingsdiens beklemtoon het. Die kenmerke van die nuwe lewe. Dankbaarheid. Dankbaarheid en baie belangrik daarmee saam, liefde. En baie belangrik daarmee saam, juis met betrekking tot vandag se boodskap, vergewingsgesindheid. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle mekaar ook vergewe. Wees geduldig met mekaar, as die een iets teenoor die ander een het. Julle moet mekaar verdra. Die nuwe mens, die mens in Christus, is iemand wat sy medemens kan verdra. Wat die persoon wat saam met hom by die werk is, kan verduur. Wat deur die oë van Jesus na die persoon kan kyk om te sê, ek en jy het beide tekortkominge. Ek veroordeel nie. Die ou sondige mens is daardie een wat nog nie sy eie vergifnis verstaan nie. En daarom kan hy altyd oordeel. Is dit die een wat altyd kan vingerwys, kan fout soek. Dis die een wat nie kan verdra nie. Dis die een wat nie geduldig kan wees met my medemens en sy tekortkominge nie. Die nuwe mens verstaan wat vir hom gedoen is. Die nuwe mens verstaan wat dit beteken, hy is vir ons gekruisig. Die woord van die Here sê, ons moet mekaar vergewe. Ja, selfs 7x70 keer. Maar ons lewe in 'n gebroke wêreld. Soveel foute, soveel tekortkominge, soveel sonde. En daarom, liewe broers en susters, sal seer en ongelukkigheid en toontrappery en skuur en skaaf en geskille en verskille sekerlik deel van ons lewe altyd wees, terwyl ons hier in gebrokenheid leef. Maar tog roep die Here ons op om anders te wees. Dink maar hoe gaan dit by die werk? Die druk, die tempo, die skedule, die limite en die bereikpunte wat gehaal moet word. Verskriklik druk op mense. 'n Kookpot, 'n ideale plek vir konfrontasie. 'n Ideale plek vir verskille, vir haat, vir onvergewingsgesindheid. Dit gebeur. En in die gemeenskap, kyk maar hoe gaan dit in vandag se tyd langs 'n rugbyveld. Hoe lyk dit by 'n netbalwedstryd van ouers van verskillende skole? 'n Hoë potensiaal vir konflik. Dink maar hoe gaan dit maklik by die golfklub, by die rugbyklub. Ja, daar word 'n sosiale omstandigheid maklik verander in 'n omstandigheid vir wrywing en konflik. Want mense verskil. Niemand is volmaak nie, mense maak foute. Die een praat so, die ander een praat so. Die een hoor so en die ander een hoor so. En dan ook in die familie. Hoeveel druk is daar nie op gesinne nie? Egpare, die druk van ouers en kinders en die konflikpotensiaal daar. So maklik
sê ons, ek is nou klaar. Genoeg is genoeg. Gebeur so vinnig. En selfs in die kerk. Hier waar die duiwel nooit tevrede sal wees nie. Hier waar hy sy pot juis roer om konflik, verdeeldheid en stremming en spanning en verskeurdheid te bring. Maar ons word opgeroep, ons as Christene, om hierdie konflik te sien en om mekaar dit nie toe te reken nie. Om nie daardeur meegesleer te word en dit ons lewe te maak nie. En ons word opgeroep om telkens 'n besluit te maak. Hoe gaan ons op hierdie situasie, of dit nou by die werk is of by die huis is of by die kerk is, hoe gaan ek daarop reageer? Gaan ek die pap hap? Gaan ek die byt vat? Of gaan ek onthou dat dit nie die belangrikste is om die ander toon dubbel so hard terug te trap nie. Dit maak my nie 'n man nie. Dit maak my nie 'n wenner nie. Gaan ek dit kan onthou? Gaan ek onthou dat hy my oproep om werklik waar nie net te vergewe nie, maar om ook te vergeet. Ek sal vergewe, maar ek vergeet nie. Ja, ek het 'n geheue soos 'n olifant. Ek is nou soos 'n bakkop kobra. Ek wag net vir die volgende beweging of die volgende woord. Dan slaan ek terug. Ek het nou vergewe. Ou koeie uit die sloot uithaal, kwetsende opmerkings, diepsnydende woorde teruggooi, is dit opbouend? Is dit uiteindelik helend? Is dit uiteindelik genesend? Nee, die woord van God roep ons op om te vergewe, soos wat ons vergewe is. In die Latyn sê hulle tabula rasa, dis 'n skoon bladsy, spierwit bladsy. Maar in my geestesoog kan ek ook nie anders as om die bloedrooi bloed wat hierdie bladsy spierwit gemaak het, raak te sien. So is daar met my gehandel. Hoe kan ek dan met my medemens wil anders handel? Hoe kan ek met wrokke en wraak en vergelding in my lewe werklik vry bestaan? Ons word opgeroep om te onthou dat ons telkens in ons eie menswees soveel tekortkominge het. Soveel rede het om maar weer terug te gaan en te sê, ekskuus Vader, vergewe my. Wie is ek om dan nie te kan vergewe nie? En dan wil 'n mens sê, maar as ons dan so aanhou vergewe, is ons dan nou nie die swakkelinge van die wêreld nie? Gaan ons nie stikkend getrap word as kerk nie? Was Jesus 'n swakkeling? Hy is die Almagtige. Nee, ek weet nie of dit 'n swakkeling is wat bereid is om ander ouens se pak te vat nie. Volledig te vat. Almal se pak. Dis nie 'n swakkeling nie. Om te vergewe is nie onmag en swakheid nie. Om te vergewe is juis krag en liefde en dankbaarheid en God se wil. Ons wil te veel vashak by die verlede. Ons hou daarvan om in die ou donker van verwyte te wil leef, om in 'n put te lê. Staan op. Die lig skyn helder. Dit is volbring. Jesus Christus het oorwin. Hy is lig, liefde, hy is vergifnis. Spreek vry. Jy dra onnodige bagasie saam. Ons het destyds in die prediking verneem van die waantjie wat ons so met ons saam sleep. Hak hom bietjie af. Hak hom af en voel vry. Voel ligvoetig.
Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Om 'n wrok te koester, sê nie jy sterk nie. Dit maak jou bitter. Om te vergewe, sê nie jy swak nie. Dit maak jou vry. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. O Here, help ons om te handel teenoor die wat U op ons pad plaas, soos wat U met ons gehandel het. Laat ons werklik waar, Here, U voorbeelde wees, die ligdraers in 'n donker, chaotiese wêreld. Laat ons mekaar se lampe vol olie hou, deur mekaar te inspireer en aan te moedig, en nie vir 'n oomblik in daardie negativiteit en pessimisme te wil verval nie. Want dit is 'n pes, soos die pessimisme woord dit ook vir ons sê. Here, weerhou ons daarvan, bewaak ons daarvan, bewaar ons daarvan, en gee vir ons, o Vader, die vermoë om vir mekaar daar te kan wees. Maak dit in almal van ons so, Here, dat daar 'n reiniging in ons gemoed kan kom. Ons het almal sekerlik altyd 'n rede om iets te wil saamdra. En baie keer wil ons sê, dis genoegsaam rede. Ons is te nagekom. Maar Here, laat ons die groter prentjie nie net verstandelik sien nie, maar laat ons dit met die hart van geloof beleef, sodat ons sal besef, dis nietig. Dit maak nie saak. U weet en U weet alles. Laat ons dus dan, Here, die kwaad vermy, en laat ons nie vergeldend werk, soos wat dit in ons sondige natuur ook is. Laat ons van die ou mens elke dag al meer laat sterf, en die nuwe mens in Christus met volle oorgawe, o Here, uitleef, U naam ter eer. Seën ons dan, Here, want ons weet, om kwaad te word is menslik, maar om te vergewe is goddelik. U doen dit, laat U Gees dit ook in ons dan bring. Amen. Ontvang die Here se seën en beleef sy vrede. Die genade van God ons Vader, die troue liefde van Jesus ons Verlosser, en die troos en die nabyheid van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.